Baie hartlik welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi oggend kan ek en jy stil word voor die genadetroon van God. En mag die Here ons versterk deur sy woord en gees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema die wapenrusting van God. En vandag is ons by deel 4. Ons skriflesing kom vanmôre uit die woord van die Here uit Efesiërs 6 vers 15. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 'n Soldaat kon nie behoorlik veg as hy nie stewig op sy voete gestaan het nie. Sy skoene het hom gehelp om vas te staan en vorentoe te beweeg. Paulus gebruik hierdie beeld om vir ons te wys dat die evangelie van Jesus Christus vir die gelowige vastigheid, vrede en gereedheid gee. Vandag gaan ons stil staan by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt. Die evangelie gee my vrede met God. Die grootste probleem, broeder en suster, van die mens is nie sy omstandighede nie, maar sy sonde en vervreemding van God. Dit is juis waarom Jesus Christus aarde toe gekom het. In Romeine 5 vers 1 staan daar: Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Jesus het aan die kruis gesterf en die straf vir ons sondes gedra. Deur geloof in hom word ons nou met God versoen. Die evangelie sê dus nie eerstens probeer harder om jou vrede te vind nie. Dit sê vir ons, kyk na Christus. Hy het vrede tussen God en sondaars gebring. Ware vrede begin by die kruis. Dan ons tweede punt vandag. Die evangelie help my om vas te staan. Die lewe is nie altyd rustig nie, broeder en suster. Daar kom dikwels teleurstellings, hartseer, onsekerheid, konflik en swaar kry. Soms voel dit asof alles onder jou voete beweeg. Maar die gelowige staan op iets wat nie verander nie. Naamlik die evangelie van Jesus Christus. My omstandighede kan maar verander. Maar Jesus verander nooit. My gevoelens kan wissel, maar God se beloftes staan vas. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 27, Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Christelike vrede beteken nie dat daar geen storms is nie. Dit beteken dat Christus in die storm steeds my vaste grond is. Ons derde punt. Die evangelie maak my gereed om te gaan. Skoene is nie net gemaak om mee stil te staan nie. Dit is gemaak om mee te loop. Ons ontvang die evangelie nie net vir onsself nie. Ons word ook uitgestuur om dit te deel met die wêreld en daarvan te getuig. Daar is mense rondom jou wat hoop nodig het. Mense wat skuld dra. Mense wat bang is. Mense wat nie weet dat daar vergifnis en nuwe lewe in Jesus Christus is nie. Romeine 10 vers 15 sê, Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Jy hoef nie 'n predikant te wees om van Jesus te vertel nie. Vertel eenvoudig wat Jesus vir jou gedoen het. Leef sy liefde uit. Wees ook gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in jou is. Trek vandag die skoene van die evangelie van vrede aan. Staan vas, want deur Christus het jy vrede met God. Moenie vrees nie, want Christus se vrede dra jou deur die storms. En wees gereed, broeder en suster, om te gaan, want die wêreld het die goeie nuus van Jesus Christus so nodig.
Staan vandag vas in die evangelie van God. Leef uit die vrede van Jesus Christus en dra die goeie nuus waar jy ook al mag gaan. Kom ons bid saam. Dankie dierbare Here vir hierdie nuwe dag wat ons uit U hand ontvang het. Dankie dat U ons God en Vader is wat ons baie liefhet, wat ons versorg en seën elke dag. U het ons uitgestuur in hierdie wêreld in, om die evangelie van vrede met almal te deel. Help ons dat ons sal vas staan by U suiwer woord, dat ons uit die vrede van Jesus sal lewe en die goeie nuus van redding met almal sal deel. Seën vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.